Genade, vrede vir julle van God ons Vader en van die Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Ons het vandag 'n baie interessante stuk uit Jesaja 63 kry. Miskien net 'n bietjie agtergrond. As ek hierdie doen, dan vra ek nogal vir die Here om vir ons 'n stukkie woord te gee. Of vir my 'n stukkie woord te gee wat ek dan met julle kan deel. En toe ek Jesaja 63 sien, sê ek, hierdie is nogal 'n moeilike stukkie. Hierdie gaan nou baie effort vat om mooi te verstaan wat ek hier moet uitkry en dit het my nogal langer as gewoonlik gevat om deur die proses te gaan. Maar ek dink dis nogal veral vandag verskriklik van pas. So ek hoop hierdie land met julle en ek hoop dis regtig 'n punt wat julle gaan raak en die wat ook online luister. En miskien net 'n bietjie agtergrond dan van waar ons gaan begin. Jesaja is 'n versameling van poëtiese en historiese skrywers, né? Ons neem natuurlik aan dat Jesaja alles geskryf het, maar hierdie so 800 jaar voordat Jesus gekom het, en terwyl die konings in Judea geregeer het. Dit is nou die tyd geleef. En Jesaja kan my soos in 3 dele deel. Ons is die eerste amper 40 hoofstukke, is baie poëties, soos julle weet. Dis profeseë oor Judea en Jerusalem. En dan van hoofstuk 40 tot 55 'n bemoediging en restaurasie. En dan van hoofstuk 56 tot 66 is daar temas van heiligheid, geregtigheid en hoop. En dis natuurlik die stuk waaraan ons vandag gaan wees. Ons begin met Jesaja 63 en ek het hierdie stukkie vir ons gebring uit die 83 vertaling uit. So ek gaan dit nou vir julle lees. Ek het volke getrap in my toorn. Wie is dit wat daar aankom uit Edom, wat daar uit Bosra kom met bloedrooi klere aan? Wie is so indrukwekkend met daardie rooi klere aan, so vol krag? Dit is ek, die Here, ek wat oorwinning aankondig, wat magtig is om te red. Waarom is die klere rooi? Waarom lyk dit soos die van iemand wat die wynpers trap? Ek alleen het die wynpers getrap. Niemand van die volk het my bygestaan nie. Ek het op hulle getrap in my toorn. Ek was woedend en ek het hulle getrap. Hulle bloed het op my klere gespat en ek het my klere daarmee rooi gemaak. Ek het besluit om nou my vyande te straf. Die tyd van verlossing van my volk het aangebreek. Ek het rondgekyk, maar daar was niemand om te help nie. Ek was ontstel toe niemand my bystaan nie. Ek het self opgetree. My woede het my bygestaan. Ek het die volke getrap in my toorn en ek het laat styer deur my woede. Ek het die bloed oor die grond laat vloei. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here. Alles wat hy vir ons gedoen het, sy grootheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade en sy groot liefde. Vers 8. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie, hy was self die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Maar hulle het in opstand gekom en sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en hy het self teen hulle geveg. Toe het sy volk gedink aan die ou dae, in die tyd van Moses en gevra, waar is hy wat sy kudde deur die see gebring het saam met die herder? Waar is hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het? Die waters vir sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het. Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het, sonder dat iemand struikel? Hulle gelei het, soos perde deur die woestyn gelei word. So sit er op beeste na 'n groen vallei toe afgaan. So die Gees van die Here sy volk na woonplek toe gebring. So het u volk gelei om die roem van u naam te vermeerder. Kyk uit die hemel uit af, sien ons tog raak uit die heilige en verhewe woning. Waar is die brandende liefde, die magtige dade? Is u nie meer oor ons bewoon nie? Ontferm u nie meer oor ons nie? U is tog ons Vader. Abraham weet niks van ons nie en Israel is nie van ons bewus nie. U Here is ons Vader. Van ouds af is u naam ons verlosser. Waarom het u ons laat afdwaal van ons paaie af, Here? Waarom het van u paaie af, Here? Waarom het u ons hardkoppig gemaak, sodat ons u nie gedien het nie? Wees tog weer soos vroeër ter wille van u dienaars, ter wille van die volk wat aan u behoort. 'n kort rukkie kon u gewyde volk u tempel gebruik, maar ons vyande het dit verwoes.
Ons het geword soos die oor wie u nie van ouds af geregeer het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. Tot hiertoe. Kom ons bid dat die Here hierdie woord vir ons sal oopbreek. Ons Vader in die hemel, Here, dankie Here vir die woord wat u vir ons gegee het, Here. Hierdie is 'n komplekse stukkie en hier's baie, Here. Ek vra dat hierdie soos die goeie saad sal land in die goeie grond, Here, en dat dit by ons sal opskiet en dat ons sal kan groei in kennis en wysheid hier uitkry. Dankie vir u genade, Here. Amen. So, miskien net voor ons by hierdie hoofstuk 63 kom, die vorige 3 hoofstukke spreek eintlik van hoop. Dis baie interessant, dat die Here lief is vir die volk, dat daar herstel sal word, dat hulle herstel sal word in hulle posisie as die chosen ones, die verkore volk. En hierdie is 'n profesie van hoop. Dan aan die einde van hoofstuk 62, daai vers 11 en 12, is daar 'n mooi stukkie daar waar die Here kondig dwars oor die wêreld aan. Sê vir Sion, hy wat jou red kom, sy volk wat hy syne maak is by hom. Die wat aan hom behoort loop voor hom uit. Hulle sal genoem word gewyde volk, volk wat deur die Here verlos is. En jy, Jerusalem, sal genoem word gewilde stad, stad wat nie verlate lê nie. Het is belangrik om hierdie te verstaan, want obviously hierdie stukkie hierna was nou nogal heel swaar geweest, maar die Here praat so wonderlik van hulle. En ek weet nie of julle volg wat in die Midde-Ooste aangaan nie, maar dit is amazing om te sien hoe die Here nog steeds sy volk seën. Hulle behou daai seën en die Here is getrou aan sy woord. Maak nie saak of hulle nie altyd luister nie, want die Here seën hulle. Ten spyte van dat hulle omring is deur vyande, dat dit almal hulle vyande gesind is. Ek dink ons mense kan hierdie stukkie sien hierso, daar van Iran en Irak en Sirië en Basra. Hierdie is nie maklike omgewing om in voort te bestaan nie, maar hulle floreer. Ten spyte van alles, né? Ek dink vir my is een van die beste voorbeelde. Ek weet nie of julle al van die volk ontmoet het nie. Hulle is nie eers groot mense nie. En tog is hulle met al hierdie oorloë betrokke in hierdie konflik en hulle doen goed. Hulle vegvlieëniers het baie keer brille want hulle kan nie altyd kies nie, né? En as jy na Amerika toe gaan, dan moet jy gewoonlik met 20/20 sig kan jy vlieënier word. Maar hulle het nie noodwendige keuse nie, so hulle vat dit in. En tog is die lugruim hulle se, né? Hulle is in beheer, want die Here loop met hulle. Sy woord is getrou. So, hierna, kom ons kyk, ons het hierdie beeld wat geskep word dan in hoofstuk 63 van die Here wat in sy toorn optree, né? Hy loop met 'n rooi kleed aan, dit is dramaties. Hulle sê hy kom uit Edom, uit Bosra met rooi klere. As jy 'n bietjie so terugkyk in die geskiedenis, dit is Esau se area. Ons weet Esau was ook 'n vegter, né? Hy was hard, hy het haarig was hy gewees. En Jakob was natuurlik moes nou die sagter een gewees, maar Esau was nog steeds deel van die volk. Hy was die vegter. Ek weet ook toe Jakob teruggekom het, was dit ook hy moes onderhandel met sy broer dat daar ook nie moeilikheid sou wees nie. So hierdie area waaruit die Here optree, is uit 'n plek van krag. Dis poëties amper voorgestel. En hy sê hy wil oorwinning aankondig want hy is magtig om te red. Maar natuurlik hierdie oorwinning wat moet gebeur in die oortreffende trap amper. Ek dink die beste voorbeeld hiervan is waar mense maar moet beklei met jou familie saam met jou en jy moet hulle ook oppas. Maar hierdie oortreffende trap wat hier na verwys word is waar die Here eintlik soort van sê maar ten spyte van dit wat gebeur in die volke wat om ons is, gaan ons wen. En die kinders en vrouens en almal wat saam is gaan ook okay wees want as is soveel magtiger as wat daar aangaan. En dit is natuurlik as gevolg van die Here wat daar intree. So is dramaties. En waarom is die klere rooi? Hulle verwys hier na klere wat rooi sou wees, amper soos as mense wynpers sou trap, maar dit is eintlik van die bloed van die vyande, né? Is nou nie baie PC nie, maar dit verduidelik oor hoe ernstig die Here is oor hierdie regstelling wat moet gebeur. Dat hy in sy toorn gaan optree teen die wat teen sy volk opstaan. Dit is amper soos 'n Japaneese animation series wat kom waar hierdie ouens hierdie groot veg belangrike punt het om voor te beklei en te veg en iets belangrik
om te laat wen. In hierdie geval natuurlik is dit nog meer belangrik vir die Here, want dit is sy volk, sy uitverkorenes waarvoor hy veg, waarvoor hy moet intree. Die vernietiging van alles wat onregverdig en vals is. Ek dink ons kan almal hiermee assosieer, né? Wanneer ons ongeregtigheid sien, veral vandag, ons sien dit op so groot skaal ook in baie plekke, né? Mense wil eintlik hê mense moet aksie neem. Ons het 'n goeie voorbeeld daarvan, ons sê, ek is so kwaad ek kon slange vang, né? As ons sien hoe ons munisipaliteite in die land bestuur word soms, né? Ons is nie krag nie, die paaie is nie goed nie, geld word iewers verduister, maar wie as jy 3 dae laat betaal, kry jy 'n brief oor dat jy nie betaal nie, maar dan hoor ons daar word alle woonbuurte se elektrisiteit word sommer net afgeskryf. Dit is onregverdig. En God is 'n God van regverdigheid. Ek dink daai spreek ons gevoel aan, né, van onregverdigheid en dat daar regstel moet kom. Né? Ek dink hierdie stuk en na hierdie stukkie natuurlik van hierdie regstelling spreek Jesaja die volgende deel aan om ons te herinner aan dat die volk eintlik al 'n paar keer gered is deur die Here. Dit is ook nie die eerste keer nie, né? Ek dink dit is 'n redelike tema met ons Joodse volk as mens die Bybel so volg, die sonde, skuld en dan vergifnis, sin and grace. Hulle vergeet baie vinnig. Ek dink in Egipte is al 'n paar keer, hulle word nou net bevry en dan is daar 'n goue kalf. Dan moan hulle weer oor daar nie genoeg kos is nie, dan is die manna nie goed nie. Daar's altyd ietsie. En ek dink een van die goed wat vir my altyd 'n bietjie van 'n skok kom is, maar hulle sê maar u het ons mos gekies. Dis ons raai reg dan, hè? Dis 'n wonderlike seën vir hulle. Dank die Here, dis ook vir ons nou beskikbaar, né? Want dis nie asof ons perfek is nie. Ek dink hier's 'n voorbeeld daar in vers 13 en 14. Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het sonder dat iemand struikel? Hulle gelei het soos perde deur 'n woestyn gelei word, soos 'n trop beeste na 'n groen vallei toe afgaan. So het die Gees van die Here sy volk na 'n woonplek toe gebring. So het hy u volk gelei om die roem na u naam te vermeerder. Hulle is gelei soos beeste, né? Nie soos mense nie, want hulle het leiding nodig, né? Ons het maar almal daai leiding nodig. Ons is hier op die aarde, ons sien nie altyd die groot prentjie nie. Ons is nie so great as ons eie pad volg nie. Ek dink ons sien dit nogal redelik gereeld vandag in die finansies, maar ook in hoe daar groot disparities is in wat gebeur in lande en waar op die lande hulle geld spandeer. Ons weet almal education en jy weet huisvesting en infrastruktuur is belangrik, maar vir een of ander manier sien ons geld word spandeer op allerlei ander dinge. In Amerika is 'n goeie voorbeeld daarvan hoe hulle agter is met hulle infrastruktuur, want hulle spandeer alles op vegvliegtuie en tanks en skepe. So dit is altyd interessant. So hierna vra Jesaja, waar is die brandende liefde? En so hy sê nou, ons sien nou hierdie posisie van die volk. Ons is in 'n plek waar ons eintlik gered moet word. Waar is die brandende liefde vir ons? Kom hier en gryp in nie. Hy verwys ook dan na Abraham, die voorvader van die Jode, en dat Abraham hulle nie kan onthou nie. Natuurlik nie, want Abraham was heel lank al terug en gaan eers van hulle weet nie. En dis nogal eintlik 'n groot stelling, né? Want Abraham is vir die Jode verskriklik belangrik. Selfs vir Islam is hy die voorvader. Dink mense het maar 'n bietjie helde verering op dit. En moenie sê ons het dit nie ook nie. As mense sien hoe mense te kere gaan oor die Springbokke deesdae en van die cage fighters, is maar altyd 'n ding, né? Maar die stelling hier is dat Abraham gaan hulle nie onthou nie. Gaan ons vers 15 toe. Kyk uit die hemel uit af, sien ons tog raak uit die heilige verhewe woning. Waar is die brandende liefde, die magtige dade? Sien nie meer oor ons bewoon nie. Ontferm u nie meer oor ons nie. U is tog ons Vader. Abraham weet niks van ons nie en Israel is nie van ons bewus nie. Here, u is ons Vader en van ouds af is u naam ons verlosser. Dan die groot frase. Ons het geword soos die oor wie u nie van ouds af geregeer het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. So dis die res van almal, né? Die ander volke daarom. So hulle gaan word soos wat ons, soos die heidene.
En ek dink nie dit is eintlik wat hy probeer sê nie. Eintlik probeer hy sê ons gaan ons plek verloor. Die Here het ons geroep, hy het ons gekies. En omdat ons nie doen wat reg is nie, gaan ons daai posisie verloor. So dis nou hierdie stukkie uit Jesaja 63. So Jesaja roep uit, kom red ons, sien ons raak, want ons is die volk. So baie keer vandag het ons baie tyd, né, om goed te doen. En daai dae, as jy 40 jaar oud geword het, het jy goed gedoen. Daar was baie oorloë, daar was siektes, is nie antibiotika gewees nie, is nie 'n Panado nie. Dit was 'n bietjie moeiliker geweest. Maar ons het baie tyd, né? En vandag is selfs om mense te praat oor die geestesrealme, soms is 'n verbasende gesprek, mense raak ongemaklik, hulle wil nie eintlik eers daaroor praat nie, is nie iets waar hulle hoef te dink nie, want jy het mos baie tyd. Jy gaan miskien 70, 80 jaar oud word, miskien 90, as jy alles reg doen. Daar's nie haas om iets te hanteer nie, daar's nie meer 'n wil om te werk in hierdie omgewing waar ons is nie. Vir amper as ons kan tyd mors. Is geen beter tyd om dit te sien as wanneer 'n geliefde onverwag sterf nie. Ek bedoel, dit is terrible, maar as daai tyd op is, ewe skielik, ons mis hulle en ons is hartseer, maar dan kan jy sien wat is nie reg gewees nie, né? Wat is nie gedoen nie. Is die Wil en Testament selfs in plek gewees. Soms kry mense nie eers daai altyd in die regte orde nie. Ons vertrou natuurlik dat die geliefde in die hemel is. En dan as ons in die wake kom in die diens na die tyd, dan praat ons oor hulle dade. Hoekom doen ons dit, broers en susters? Ek dink in Matteus 6 vers 20 in die bergrede herinner Jesus ons daaraan. Want hy sê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar dit mot en roes dit verniel nie en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie kan inbreek en dit steel nie. En waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So, ek dink hierdie punt is duidelik, né? Ons het nie baie tyd op die aarde nie. En ons moet 'n verskil maak terwyl ons hier is, né? So wat is die temas wat uitstaan dan nou in hierdie hoofstuk 63 van ons kyk? So ons God sien ons toestand, hy verstaan waar ons is en hy kan sien wat gebeur met sy volk, wat nou ons insluit, né? En hy moet ons red, né? Dis dramaties. Maar God moet ook onthou wie hy is. En ons 3 eienskappe van hom wat hier vir my uitstaan, en dit is ook die tema van die preek vir my gewees. God is 'n God van liefde, regverdigheid en geregtigheid. En ek gaan vir julle die definisie gee van regverdigheid uit die HAT uit, die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. In ooreenstemming met etiese beginsels. Dis die definisie van regverdigheid. In die geval God se standaard vir die mensdom. En natuurlik die definisie van geregtigheid. Die handeling om reg te laat geskied en mense regverdig te behandel. Vergelding vir onreg wat gepleeg is. Natuurlik, so 'n bietjie meer Bybelse toepassing is die onpartydige en billige toepassing van die reël van God se morele wet in die samelewing. So daar's natuurlik 'n klein probleem met hierdie deel dan, né? Want ons het hier's 'n goeie voorbeeld daarvan, né? Ons kan God sê, ons kan 'n stelling maak wat sê God kan enigiets doen. Maar dis byvoorbeeld nie waar nie, want God kan nie jok nie. Né? Maar dis nie in sy aard nie, dis nie in sy natuur nie. God praat die waarheid, dis wie hy is. So in dieselfde manier is God se wese bestaan uit regverdigheid en geregtigheid. En as ons na hom toe wil gaan, dan moet ons geregverdig en geregtig wees, né? Sodat ons verlos kan word. So as ons daarteen gemeet word, het ek 'n sterk vermoede ons gaan so 'n bietjie kort kom. Maak nie saak wat jy doen nie. Dink nie ons kan uit ons eie uit daar aankom nie, né? En dit is die probleem. Maar ek het nou net gepraat van regverdigheid en geregtigheid. Ek het nie gepraat van die eerste een wat ons genoem het nie, dis liefde. En dankie tog, daai en is ook deel van God se karakter. Of jy uit Johannes 3 vers 16 lees.
God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het nie sy seun aan die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie in hom nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Soos ek sê, ja, regverdigheid en geregtigheid is in God se karakter verweef, dit is sy natuur. En reg moet geskied. Dit is 'n skaal, né? Dit is oorsaak en gevolg. En elke sonde wat gebeur moet gestraf word. Ek dink altyd as mens kyk na die wêreld vandag, 99% van die kere wanneer jy 'n probleemkind of 'n werknemer het, né, is net omdat die reëls nie mooi toegepas word nie. Daar was nie boundaries nie, ons het nie mooi geweet nie. Ek dink ons as mense, vir ons is dit 'n universele tema, né? Ons moet aan daai boundaries eintlik hardop en ons moet weet waar die lyne is. Natuurlik hier is ons probleem net bietjie groter, want as ons eintlik hier aangemeet word, dan was ons almal vir die verderf, né? En dan was dit op onsself aangewese om ons pad na die hemel toe te vind. Maar God se offer is sy seun wat vlekkeloos en rein was, wat op aarde was saam met ons, wat al die pad hier geloop het sonder om sonde te doen, om die Here se wil te doen terselfdertyd. En dit gebeur omdat God ons so lief het. Hy het ons so lief gehad, hy het ons in sy beeld gemaak. Ek dink, dit is vir my altyd interessant, ek is mal oor lees en lees verskillende skrifte en histories en alles. Maar as jy kyk na al die gode wat op die wêreld gebruik word en na verwys word, is baie selde, inteendeel omtrent nooit, dat 'n God eintlik 'n wese skape in sy beeld nie. Alles gewoonlik iets anders. As jy kyk na die moslims en na die hindoes, jy word geskaap as iets anders, mens. God is anders as jy is nie selfde nie, maar God het ons so lief gehad, dat hy ons gemaak het soos wat hy lyk, soos hy is in sy aard. Dit is 'n wonderlike geskenk wat hy vir ons gegee het. Ons is nou net sy eie volk ook uitverkore, né? Omdat ons vir Jesus gehad het. So sy oorheersende liefde maak ons vry. So wat gaan ons met hierdie geskenk doen? Ons is nou in hierdie posisie waar ons eintlik in die verderf moet wees. Ons is vrygestel. Ons hoef nie eintlik iets te doen nie, want ons kan nie, né? Ons het nou net gehoor, daar's nie eintlik iets wat ons kan doen om ons vry te maak nie. So ons het hierdie wonderlike geskenk, hierdie lamp. Nou, wat gaan ons met daai lamp doen? Gaan ons onder 'n emmer sit, in die kas, in die kluis? Ek weet baie van julle is al reeds besig om met julle talente te woeker en uit te leef wat julle God gegeewe doel is. Het is altyd goed om dit weer te check, maar ek dink dit is belangrik om hierdie te onthou, dat ons daai wonderlike geskenk wat ons van die Here af gekry het, weer verder kan aangee, sodat ander ook daai vrede kan beleef dat ons gered is, né? As jy nie seker is nie, of jy wil graag weet, daar's wonderlike kursusse waarin ons hierdie doen, waar ons jou kan lei op 'n punt waar jy jou doel kan kry. Praat met die ouderlinge, praat met Celeste, hulle kan julle lei daarin. Die Here het vir elkeen van ons 'n plan. Jy is nie 'n verrassing gewees nie, nie een van ons nie. Hy het geweet voordat ons ouers ons name geken het, toe ons aan die moederskoot aan mekaar geweef is, het hy ons geken. Né? Elkeen van ons se naam is op die palm van sy hand gegraveer. Ek hoop elkeen van julle het hierdie woorde gehoor en is bemoedig daardeur en daar's 'n punt en daar's 'n wete dat daar iets is wat ons moet doen met hierdie wonderlike geskenk wat die Here vir ons gegee het vandag. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, dankie Here vir u genade. Dankie Here dat u ons liefhet, elkeen van ons, Here. Dankie dat u elkeen van ons ken. Dat u 'n doel en 'n plan het met ons, Here. Daar waar ons nie seker is nie, Here, laat ons rustigheid en vrede beleef, Here, dat u ons sal lei op daai pad, Here, sodat ons u kan vind. Ek vra, Here, dat u ook daar waar ons moeg is en nie altyd seker is nie, dat ons sal bemoedig, Here, en sal versterk met die wete dat hierdie doel is, Here, waar die vrede lê, Here, want u het al die werk klaar gedoen. U het elkeen van ons
vir elkeen van ons ingetree, vir ons gered. Ons is dankbaar, Here, vir u genade, vrede, liefde en seën. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here seën julle en bewaar julle. Mag sy aangesig oor julle skyn en mag hy julle sy genade bewys. Die Here sien julle, wil julle vrede gee en wil julle bemagtig. Amen.